Goeienaand en hartlik welkom hierso by ons Woensdagaand gemeentekuier. Oudergewoonte Woensdagaand 6:30 kuier ons hier by die Dakgemeente lekker saam hier oor die lig lewendig op Facebook. Ons is nou besig met ons roadtrip. Dit het ons amper so 'n week gelede begin. So jy sal sien ek saai nie vanaand uit van my gewone plek hier by die huis of studio daar by die huis nie. Ons is hierso ingeboek in 'n gasteplekkie in Lime Acres. Ons het vir Joey vandag hier kom kuier en so die Here het so voorsien dat ons vanaand bietjie hier kan oorslaap. En ons prys die Here dat ons 'n bietjie die vere kan regskit en al die dinge kan regkry en so die pad ook weer verder kan vat. Ja, so terwyl ons so wag dat almal inskakel, deel die boodskap daar na jou Facebook tydlyn toe en sodat almal ook kan deel hê aan ons lieflike bediening vanaand, aan die woord vanaand. Ons saai uit van ons international page af. Nou ons international page het ons geskep sodat ons 'n wyeer veld mense kan bereik en so die evangelie ook wel kan uitdra. So terwyl ons wag dat almal inskakel, asseblief deel daai boodskap daar na jou Facebook bladsy toe, na jou WhatsApp status toe. Omdat net jou WhatsApp status is enorm effektief. Mense kyk op jou WhatsApp status, hulle klik op daai skakel en dan kan hulle so 'n bietjie ons boodskappe ook kyk. En so het baie mense al bygekom in die bediening as gevolg van u wat wel die boodskap deel op die WhatsApp status. Ja, so daar's die verskeie platforms wat ons wat ons dit op kan deel, maar ons lewendige uitsending is slegs hierso op Facebook en na die tyd laai ons dit op YouTube met dieselfde naam en dan ook op die audio op ons WhatsApp groep en die audio en jou video op Telegram. So as jy op een van die platforms wil behoort en jy is nog nie daar nie en jy wil so 'n bietjie die audio net kry, kontak ons en ons kan vir jou soontoe stuur, of as jy na die tyd net die video vinnig in die hande wil kry, gaan subscribe daar op ons YouTube kanaal, ook die aanlyn kerk. Dit is net makliker om die video's daarso te kry as op Facebook. Ons weet Facebook kan so 'n bietjie omslagtig wees met hierdie dinge. Ja, maar nietemin, ons is nou klaar met al die tegniese punte. Nou ja, vir u wat nou al so lekker begin inskakel, hallo almal. Ek hou van hierdie handjies wat die ouens so stuur, die mannetjie met die handjie. Ek sien Roland like hom en Dani like hom partykeer en so ja, ek prys die Here dat u vanaand kan lewendig inskakel. Nou soos wat jy nou inskakel, ons is vanaand in Lime Acres. Ons is besig met ons roadtrip. Ons het nou al verbygekom. Waar het ons oral verbygekom? Op Albertine. Ons het eers by Hopefield net 'n draaitjie gemaak, padkossies gekry vir al ons mensies daar op Kobai gesê. Toe stop ons by Albertine, toe is ons deur na Mossel Bay toe. Ons het daar so 'n paar mense gesien. Maandag toe is ons gou deur geskiet George toe. Ons het vir Sylvia daar by haar skooltjie gaan sien. Sy is in die hoof daar van 'n kleuterskool. Wow, en wat 'n amazing job wat sy daar sê. Sy het so 'n bietjie rondgewys al die verskillende klassies. Wow, dit is net fantasties om dit te kon gesien het, om wat te kon beleef het ook aan haar werksplek. En toe het ons deurgeskiet Beaufort West toe. Ons het maandag aand daaroor geslaap en daarso ook bietjie gerefresh, lekker daar gekuier. Ons broer en suster daarso versterk en wat amazing was, ons het Galasiërs 6 die Bybelstudie so almal sommer daar om die kombuistafel gedoen saam met Kathleen en Francie. So ja, die Bybelskool, die Bybelstudie wat jy Dinsdagoggend gekry het, is samewerking ook daar van Beaufort West af en toe het ons van daar af deur gegaan Stellenbosch toe net om so 'n bietjie so 'n recap te doen daar na Emmy toe. Ons jammer, ons was gister daar by Emmy gewees. Ons het daar vir Andries ontmoet. Hy het sy lewe met die Here reggemaak. Hy's gedoop. Ons het Karina ontmoet en al die kinders en vir Johan en ag, dit was net 'n heerlikheid geweest. Ons het lekker gekuier tot gisterand en toe daar bed toe en vanoggend vroeg het ons weer in die pad geval Lime Acres toe om hier vir Joey te sien en ons kon daarom sy seun, haar seun ontmoet het en hulle het ons ook net so lekker bederfies hierso, so dis net amazing. En weer eens wil ek net sê, wow, papa onthou goed. Ja, ek moet goed onthou, hoor. So my korttermyn gees is so sleg nie. Maar ek wil net tot dusver vir almal dankie sê wat ons geakkommodeer het, wat bygedra het. Ons het regtig 5-ster behandeling gekry oral waar ons gegaan het.
met julle bydraes, met julle liefde, met julle gebede. Ons kan die Here net daarvoor loof. Met hy gebed van aanmoediging, ons bid vir julle, dat julle reis voorspoedig sal wees, en ons kan met vrymoedigheid sê, die Here maak ons weer regtig voorspoedig op die pad, waar ons moet ry. Dis partykeer so 'n bietjie uitdagend op die pad, as hierdie toutrokke hier voor jou is, en jy sien die horlosie tik, en jy is bietjie laat, maar dan raak ons kalm, en dan kom jy agter, jy kry ook jou beurt om daar verby te kom, ja, so ons prys die Here ook daarvoor. Wee! Ja, so dit is waar ons nou onsself bevind, as dit die wil van die Here is, môre druk ons deur Delareyville toe, en dan na Makwasi, Cynthia toe môre by Delareyville, so ons gaan haar ook vir die eerste keer ontmoet. Sy sal 'n lang tyd wat sy saam met ons volg en so aan, en met ons gesels en praat, en sy is net opgewonde om ons te ontmoet, en ons van ons kant ook af, so ons prys die Here daarvoor. Ja, so dit is tot dusver die roadtrip, en dan het ek ander goeie nuus. Ek hoop is goeie nuus vir almal. Ek dink die droom wat Michelle gehad het, en nog iemand, dat hierdie jaar se konferensie gaan na baie mense wees. Lyk my dit gaan gebeur, want ons het nou finale bevestiging gekry, ons tyd is geboek in nie Mosselbaai nie, Melkbosstrand op die see, het ons hierdie jaar konferensie daar van die 7de Oktober tot die 12de Oktober moet ons uitwees. Goed, so ons konferensie datums, ons gaan dit weer op die groep bevestig en opsit, dit is nou vasgemaak, ons het die bevestiging gekry ensovoorts, so dit is 7 Oktober tot 12 Oktober hierdie jaar, dit sal oor die skoolvakansie tydperk wees en later in die tyd van die jaar. So ja, prys die Here daarvoor, is julle opgewonde vir die konferensie. Halleluja, prys die Here. Ek weet, as ons nuwe konferensie boek en ons begin te praat, sê mense, hulle weet nie of hulle dit hierdie jaar gaan maak nie, maar ek kan vir jou sê, hoe nader in die tyd kom en dink jy, ek gaan baie mis, en dan maak jy vinnige plan om daar uit te kom. So ons loof die Here, so vir die Kaapenaars, hierdie jaar lekker naby aan julle, so nie een van julle te verskoon nie. Sit nou al verlof in, boek nou al uit tyd uit, sort nou al uit, en ja, kom net, praat met ons, kom net, praat met ons, so dat jy ook daar kan wees, soos wat ons sê, moenie dat finansies jou terughou nie, gesels eerder met ons, so dat ons ook saam met jou kan bid, en die Here kan aanroep, en ons glo, hy sal vir ons kragtig voorsien, soos wat hy dit tot dusver gedoen het, halleluja, ons kan getuig daarvan, nou die dag, ons getuig so van mense, en hulle vra nou, wat is die konferensie, en ons getuig, en ons raak so opgewonde, en sê die Here voorsien so mildelik, dat soveel mense, na die tyd laai die karre so van die kos wat oorgebly het, dan kan hulle huis toe vat, en dan kan hulle nog lekker ook, en die kosies geniet en so aan, so ons dank die Here daarvoor, ek sien allemaal lag lekker hierso, oor die, ja, kom net, Ruida lag, spot altyd daar so, vir Karen ook met dit, ja, so loof die Here daarvoor, ons maak planne, ons bid, ons gaan net te kere, en die Here gaan vir ons hierdie jaar weer eens help, en ons bid, dat dit die see van mense sal wees, soos wat u dit in die hart begeer, halleluja. Nou ja, dit is seker nou alles op hierdie stadium, my vrou is daar nog ietsie? Ja. Daar sê, en ek gaan nou vanaand net so 'n bietjie met die deur, yes, ons gaan vanaand vir André bid, en ek wil vanaand net so 'n bietjie met die deur gesels, 'n paar mooi gedagtes, wat ons die laaste tyd so met almal gedeel het, en gepraat het, en duidelikheid gekry het, en sekerheid gekry het, sodat u daar by die huis ook saam met ons op datum is, wat die Here besig is om te doen ook in ons midde. Nou ja, ons gaan vanaand vir André bid, sy saak is baie kritiek in die hospitaal, hy het sy gesondheid het drasties achteruit gegaan, hy het longontsteking, hy is op 'n ventilator, ja, hy is onder sedasie, so dit gaan nie goed met hom nie, so ons bid vanaand dat die Here ook vir Sandra die krag sal gee, en vir Roan die nodige krag en wysheid om die saak reg te kan hanteer, en dat die wil van die Here ook daar sal geskied. So, kom ons bid lekker saam vir ons broer aan die hospitaal, en as u siek is, as u behoefte het, kom ons bid net lekker saam. Hemelse Vader, ons sê vir die baie dankie vir die groot liefde en genade, wat ons vanaand weer eens as 'n gemeente, as 'n groep van gelowiges kan saam vergader, om te kan hoor die grootheid van u Here. Ek bid vanmiddag, en
Ek dink aan vanaand se diens en ek sê, Here, Vader, help my asseblief dat ek my broers dat ek 'n woord van bemoediging en stigting en opbouing kan gee, sodat my broers en susters by die huise nie moedeloos word nie, dat hulle nie afgemat raak nie, dat hulle moeilikheid, hulle probleme, hulle situasie nie te veel vir hulle sal raak nie, Vader. En so wil ek bid, Here, dat U vanaand vir my 'n woord van wysheid en insig, kennis en verstand sal gee, sodat ons, Vader, as 'n volk van U kan opstaan en dat ons hoop kan weer hê vir die ewige lewe. Want ons lees in die woord, Here, die doel van ons geloof, die uiteinde van ons geloof, is om die saligheid van ons siele in die hande te kry. Dit is waar dit gaan, is om die koninkryk van U in te gaan. En daar is soveel dinge wat ons pad verbykom, struikelblokke, struikelinge, situasies wat ons maklik kan terugruk. En so wil ons ook vanaand bid dat soveel siele tot inkeer gekom is, bid vir Andries. Vader, ons bid vir Karin, dat U ook kragtig daar vir hulle sal deurbreek, dat U ook daar vir hulle wonderwerke sal doen. Ons bid vir Lisa, sy het ver teruggeval in die wêreld. Sy het haar sake jare gelede reggemaak, maar sy het teruggeval, sy het kragtig gebid en saam met my vrou gebid en net die Here aangeroep en U aangeroep, Vader, en haar sake uitgesorteer. Ons wil bid dat U sal help. Al die mense wat ons verbid, hulle omstandighede is haglik, Vader. Dis rowwe omstandighede waarin hulle self bevind. En daarom wil ons bid dat U by hulle sal wees en met hulle sal wees en met hulle sal praat en Vader, met hulle sal werk in hulle binneste, in hulle innerlike, dat wanneer die versoeking verbykom, dat hulle van harte kan sê, nee, ek is klaar, ek is kind van God, dit is verby. Vader, en so wil ons bid vir die genesing van harte. Ons besef die vyand, Here, wanneer 'n mens so met mense deel, dan besef 'n mens die brutaliteit van die duiwel. Hy gee nie om of jy 1 jaar oud is en of jy 'n tiener is en of wie jy is nie. Hy kom verkrag jou met daai sonde en ongeregtigheid van hierdie wêreld. Hy forceer dit hy forceer homself op mense af en hy gee nie om niemand hulle wat hy siel net in die hel kry. Vader, en so veroorsaak dat baie mense vir jare met vrae en dinge loop wat nie en hulle kan nie loskom nie, maar U kom gee antwoorde. En vanaand is daar dalk 1 persoon, dalk 2, dalk 3, dalk 'n paar ingeskakel, Vader, wat ook net nodig het om te hoor wat U ook uit U woord vir ons leer. Want is tog, Vader, U woord leer ons kry hoop en bemoediging, antwoorde, vryheid en oorwinning deur U woord. Halleluja. Wanneer U woord van waarheid bedien word, U Gees bevestig daardie woord, dan is dit 'n lig, dit is lewe wat 'n hart kan penetreer, wat 'n hart kan verander. Ons het so ook op hierdie pad gehoor, Here, dit was my eintlik so verblydend. 'n Paar keer het van die mense gesê, tot vandag het ons gehoor, hulle gesê, die dag toe jy daai boodskap bedien het dit geklik. Daai dag toe daai boodskap bedien het daai ding in my lewe so, ek het dit so verstaan, my lewe het so drasties verander, ingrypend van daai oomblik af, Here, dat ons nie eens, wat was ons nie eens naaste by bewus van situasies en gedagtes en idees nie. Ja, Here, want baie keer lyk dit, jy praat net iets en jy sê net iets, Vader, maar daar's tog iemand wat dit op daai oomblik nodig het. En so wil ek bid dat U vanaand vir my sal lei, dat dit weer eens so sal wees, dat iemand hoop en bemoediging uit die skrifte kan ontvang. Vader, ons bid vir my broer Andrei vanaand, Here, in die vlees is hy my swaar, in die gees is hy my broer, Vader, my suster, my skoonsussie, Vader, dis Sandra. Ons wil vir Sandra bid dat U aan hierdie tyd geweldig sal versterk, innerlike krag sal gee, Vader, liggaamlike krag sal gee. Sy het baie om te doen en ons besef, wanneer jou maatjie daar in die hospitaal het, is al 2 maande, Here, jou lewe staan stil, jou lewe draai rondom die hospitaal, het sukkel om aan te gaan, en ons wil bid dat U asseblief haar sal versterk en sal help en sal oprig in Jesus se naam. Vader, so wil ons ook bid vir Andrei, U weet, U is die God van hemel en aarde. Dis al wat ons weet, Vader. Daar sal nie 1 haar van ons hoof val as U nie daarvan bewus is nie. En vanaand is U bewus van elke liewe emosie, gevoel, uitroepe van Andrei in daai hospitaal. Vader, en ons wil bid dat U aandagtig sal wees in sy saak. Here, dat U dit nie net laat sal verbygaan nie. Ek weet U doen nie, maar ons op aarde het nodig, Vader, net om met U te kan praat, net om ons hart en benoudheid voor U te bring, sodat U kan antwoord.
Vader, ons wil bid vir hom, dat die wil van U sal geskied, van nou af tot in alle ewigheid, in Jesus se naam. Amen. Prys die Here, mense, dit is wonderlik om lief te wees. Dit is wonderlik om lief te wees. Try dit. Net om lief te wees. Wow, it's amazing. Ag, loof die Here. Ek wil dit maar net sê, ons mis ook ons klein dingetjie, ons mis vir babatjie daar by die huis. Ons sien die fotootjies en sy raak ook mooi groot. En oor as waar ons kom, ek wil net vir Boortjies en vir Wally sê, ag, almal is al klaar so lief vir daai babatjie. Ek sê vir Karen, ons het nou 'n kombi gehad het, was daai twee in en hulle en babatjie en ons het net gekuier en bedien en gesorg. Nou ja, ons mis ook vir babatjie en ek wil net vir julle sê, almal vra vir babatjie, ons wys foto's, ons wys videoetjies en almal is net opgewonde, want dit is ook die gemeente baba. Die gemeente, en ek wil net vir julle sê, die gemeente het saamgestaan op 'n stadium. Dit was so erg geweest. Dit lyk of Deborah, dit was rof geweest. Ek wil dit nie sê nie, maar as hy nie gehelp sou gewees het, sou sy gesterf het. En die gemeente het hand in tand ingeklim. Die Here het voorsien. Vandag is daar 'n babatjie. Hey, dis wonderlik. Ek prys die Here. So het ook 'n aandeel aan daardie seun van Deborah en Walde ook. So ons prys die Here daarvoor. Halleluja. Ja, ons het die laaste tyd so lekker gekuier by almal en lekker gesels en soos ek sê, ons het die Bybelstudie nou die aand gedoen, Galasiërs 6, net so deurgegaan en ek wil net gou daai gedagte aan die weer op en net so herhaal. Ons het dit nou in Engels gedoen, maar wat my getref het terwyl ons so deur die Bybelskool gaan, het die volgende gedeelte my nogal getref. Dit is nou Galasiërs 6 vers 7 en nou brand my oor. Galasiërs 6 vers 7 en 8. Dat kan jy net vir my pikkie sê, my oor brand nou, hy sê ek het in my sak, maar. Ja, die trane in myne oor, my oogies nou hier in die brande. Ag, prys die Here, dis net lekker om nie opgesmik te wees nie. Ons het nie nodig om 'n image op te hou nie. En een van die dinge wat ons oor baie gepraat het, is image. Ek gaan nou daarso lees, is image. Die woord van die Here praat van hierdie beeld wat opgerig word, wat kan praat. Nou, Openbaring 12 en 13 praat van, begin by Openbaring 12 wat hy die draak bekend maak of onthul. Wie die draak is, dis Satan homself, dis die draak, die ou slang, Satan homself, dis niemand anders nie, so die draak is nie een of ander land of ensovoorts nie, dis Satan homself, dit word verklaar in Openbaring 12, as dit nie is ander bronne nodig om dit te verklaar nie. Nou, dan gaan hy oor na Openbaring 13 toe, dan praat hy van die eerste dier. Nou die eerste dier tot met vers 10, is eintlik die mag van die wêreld, die nie-Christelike wêreld. Almal wat deel is van die nie-Christelike wêreld is onder die eerste dier. Dit is daai mag wat hulle beheer. Nou sê die woord, en die draak Satan gee hierdie wêreld sy troon, sy mag en sy groot krag. So die wêreldse mens word deur 'n geestelike dier beheer, geïnspireer deur Satan, beheer deur die hoervrou Babylon. En dan lees ons vanaf vers 11 af die valse profeet. Nou in vers 11 word net nie spesifiek die woord valse profeet genoem nie, maar latere plekke in Openbaring, tot waar die valse profeet in die vuur gewerp word, dan sien jy, maar dis die valse profeet. Nou die valse profeet is al die afvallige kinders van die Here, want dit is hierdie draak wat die horings van 'n lam het, en hy die stem van 'n draak. Nou die horings van die lam of van die skaap wys vir ons na wat se geloof verwys dit. Nou ons is kinders van die Here, ons is die enigste geloof wat die volgelinge as skape geopenbaar word. So ons is ook mos Jesus en God die Vader, hulle is ons herder, God die Vader deur Jesus ons herder, en ons is die skape. Nou dit is almal wat afvallig raak. Nou hierdie afvallige Christelike wêreld, en dit is nie een of twee kerke nie, dit is nie net sekere mense wat op TV preek ensovoorts nie. Dit is die hele afvallige Christelike wêreld oor wêreld oor die hele wêreld. Goed.
En dit kan 'n klein plaaslike kerk wees of dit kan 'n mega kerk wees, dit maak glad nie saak nie. So almal wat deel is van afval is daarvan deel. Nou sê die woord, hierdie valse profeet, hy gaan die oorsaak wees dat daar 'n beeld geskep word en hierdie beeld gaan ook kan praat. Nou die beeld waarvan die woord praat is die beeld van wêreldse rykdom, die mag van geld. Dit is hierdie beeld. Nou, en hierdie beeld kan praat. Nou die uitdrukking sê geld praat. Materialisme praat. Die een wat die geld het, het seggenskap. So deur mense wat materiële rykdom en aansien in die Christelike wêreld promotiveer die dier se beeld, want as jy gaan lees wat sê die woord van die valse profeet, dis die dier se beeld, so dis die beeld wat aan hierdie dier gekoppel word, so dis die mag van die wêreld wat in die Christelike kerk is, en die Christelike kerk verhef dit van so 'n aard, dat dit al praat, en dat dit al die Christelike kerk oorheers het. So nou kom die woord van die Here, en dan praat hy van, ons moet nie let op die uiterlike nie. As ons besig is met dinge wat hoog en aansien is in hierdie wêreld, dit is 'n gruwel voor God. So die beeld wat geskep word, is hierdie image wat ons deesdae in die Christelike kerk kry. Jy moet ryk wees in die vlees, jy moet geseënd wees in die vlees, jy moet 'n sekere look hê, jy moet 'n sekere status hê, dan is God met jou en God is saam met jou, en almal kan net getuig van finansiële en vleeslike wonderwerke, maar min kan getuig van verlossing en redding in die siel. En dit is wat ek vanaand ook so 'n bietjie met u wil praat oor Efesiërs ook. So dit is waaroor dit gaan. So die beeld is hierdie uiterlike fasaad, en ons sien dit oral. En ek meen, dit het al jare teruggekom, wat ek kan onthou net toe ons so pas op 'n keer gekom, toe hierdie dinge nou al groot in die kerke wêreld begin kom. Ons het dit in ons plaaslike kerke geleer, dit het nooit vir my lekker sin gemaak nie, maar jy het dit nou maar so geleer, jy moet nou in die spieël staan, en jy moet sê, jy is nou wonderlik, en jy is nou oulik, en jy is nou pragtig. Dis om 'n beeld te skep, en so was die mens al gekondisioneer om 'n uiterlike beeld te skep, en wanneer jy met daardie oortuiging praat, dan praat die beeld wat jy besig is om te aanbid. So as jy besig is met 'n evangelie wat sentreer en wat uiterlike dinge hoog aanslaan en hoog aanskryf, dit is die beeld van die dier, dis die beeld van die antichrist, dis die beeld van die wêreld wat die kerke wêreld gepenetreer het. En wanneer dit verkondig word, wanneer dit gepredik word, dan praat hier die beeld. So die persoon wat die geld het, die persoon wat die status het, die persoon wat die aansien het, hy het seggenskap om te praat. En ons het baie oor gepraat, en wanneer kinders van die Here baie keer werklik waar die waarheid besef, dan is dit baie keer moeilik om te laat gaan van hierdie beeld waarvan hulle geleer het in die Christelike wêreld. Want alles gaan oor die uiterlike. Alles gaan oor charme, alles gaan oor uiterlike wonderwerke, hoe jy lyk en wat se kar jy ry en waar jy bly en al daai jou bankrekening. En die evangelie gaan glad nie daaroor nie. Wanneer 'n mens so 'n evangelie verkondig, dan is dit die beeld wat jy in jou hart aanbid wat besig is om te praat. Is dit nie skrikwekkend om daaraan te dink nie? So dit is hoekom die Here vir ons sê in Openbaring 18, my kinders, kom onder die hoervrou Babylon uit, kom onder die mag van geld uit, kom onder die denkpatroon uit. Nou, as ons kyk in die Christelike wêreld, sê hulle, jy met jou kerk bestuur soos 'n besigheid. Ek meen, dis nou al algemeen, jare terug toe dit die kerke wêreld gepenetreer het, was daar geweldig baie opskuddings gewees. Maar tog is dit so aangeneem en aangegryp. Ek kan onthou die klein kerkie waar ek was, so seker 100 of 150 mense het daai konsep al klaar aangeneem. En dit was nie 'n baie ryk gemeente nie. Maar toe hulle daai konsep aanneem, toe kom daar geweldige morele verval. En nou word kerke bestuur soos besighede, en as jy nie 'n kerk bestuur soos 'n besigheid nie, kan jy nie 'n kerk suksesvol bestuur in hierdie wêreld waar ons nou is nie. Nou, die ergste ding om mooi daaraan te dink, as ek nou finansiële advies wil hê, dan gaan ek mos nou na iemand toe wat kundig is in daai gebied. Goed?
Nou, as ek na 'n persoon toe gaan wat sy besighede gaan onder en hy sukkel finansiëel en is 'n hele storie en hy gee hom nou uit as 'n finansiële adviseur en ek gaan na hom toe, ek gaan 2 keer dink om na so 'n persoon toe te gaan. Is dit nie so nie? Ek gaan nie na 'n persoon toe gaan wat sy besigheid in die grond te gaan vir finansiële advies nie, of 'n persoon wat finansiëel sukkel. Ek gaan nie na hom toe gaan vir finansiële advies nie. Dis net logies in hierdie wêreld. Nou ek wil gou vanaand iets baie interessant met die deel wat nou die aand by my opgekom het. Jesus toe hy op aarde was, die 3,5 jaar, toe hy ook mos nou bedien. En hy het sy geldbeurs. Dit is nou, selfs Jesus het offergawes en bydraes geneem van mense wat dit vir hulle gegee. Dit was eintlik in die Joodse tradisie absoluut normaal. As jy nou 'n rabbi was, nou hulle het mos Jesus rabbi genoem of meester. As jy 'n rabbi of meester was jy 'n erkende leraar gewees en dan mag mense vir jou bydraes gelewer het sodat jy ook uit daai bydraes kon lewe en aangaan in plaas daarvan dat jy ook 'n tydelike werk moes doen. Goed, so dit was 'n Joodse tradisie van die dag toe Jesus nou op aarde was. So Jesus het ook finansies ingekry. Goed, en mense sê dit en is so amen, maar dan stop hulle daar. Nou vir wie het Jesus tesourier van sy bediening gemaak, as ek dit kan klassifiseer as 'n bediening? Vir Judas Iskariot. Jesus het geweet, Judas Iskariot steel die bydraes. Jy gaan nie iemand in hoof van jou finansies sit, wat jy weet, bewuslik, hierdie ou gaan my nou rot en kaal besteel nie. So as ons kyk na 'n besigheidsprinsip binne in die Christelike wêreld, was Jesus die swakste besigheidsman. So hy het glad nie sy bediening bestuur volgens besigheidsbeginsels nie, want jy stel nie 'n skelm aan om jou finansiële adviseur te wees of jou tesourier te wees in die Christelike wêreld nie. Goed, dis nou nommer 1. So hoe kan ek dan by Jesus gaan leer om my kerk as 'n besigheid te bestuur? Goed. Wat ek wel by Jesus leer is om nie geldgierig te wees nie. Al kry jy finansies, om nie geldgierig te wees nie. Dis wat ek by Jesus leer. Goed. Nou, nog 'n persoon, en ek meen, omdat ek nou die volgende persoon aanhaal is, omdat hy baie meer breedvoerig beskryf word, as al die ander apostels, maar hulle almal het in hierdie selfde kategorie geval. En dit was Paulus. Toe ons nou weer so deur die Bybelstudie gaan, deur 1 en 2 Korintiërs, waar hy sê, ek was nie eers by magte om julle te oortuig om finansiëel in my bediening by te dra nie. So hy was 'n absolute swak besigheidsman binne in die Christelike raamwerk. In die vlees het hy geen sukses gehad nie. Dis hoekom mense ook op stadiums nie weer verder in sy bediening wou bydra nie. Hy sê, die mense wat julle beetneem, die mense wat slawe van julle maak, die maak julle harte voor oop. Hy sê, ek kan ook van die reg gebruik maak, maar ek sal nie. So die 2 swakste besigheidsmanne in die Bybel was Jesus en Paulus. Nou word hulle geskrifte gebruik om finansiële voorspoed te promotiveer. Hoe is dit ewen moontlik? Goed. So wat het hulle kom verkondig? Wat was die doel? Paulus het op geleenthede moes hy fisies gaan werk het, om nie net vir homself te sorg nie, maar ook vir die wat saam met hom was. Hy het nie daai finansies gebruik om vir 'n nuwe huis en 'n nuwe kar en dinge te gaan koop en om te gaan vestig op 'n plek en om skatryk af te tree nie. Glad nie. Hy het die evangelie bedien tot die dag wat hy gedood is vir die evangelie. So ons kan nie daai skrifte gebruik om vir ons 'n wêreldse beeld van leksheid en flamboyanse en al hierdie dinge te skep. Ons kan dit nie gebruik nie, want hulle het nie so geoperate nie. Petrus sê vir Simon, die towenaar, toe hy vir hom wil geld aanbied om die gawe van die Gees te kry, toe sê hy vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan. Dit was hulle ingesteldheid, alhoewel die apostels ook finansies ingekry het. Het hulle dit net reg gebruik en vir die regte doel gebruik, nie om hulle self te verryk
en om hulle self te laat geld deur middel van finansiële rykdom nie. Dit is nou een van die dinge wat ons so lekker al deurgepraat het met almal. Is dit nie amazing om dit te verstaan nie? Nou, wat gebeur as jy nou mooi daaraan dink? Jesus sê die rykdom van hierdie wêreld is mammon. Nou, Jesus sê ook, almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe en ek sal vir julle rus vir julle siele gee. Wat se druk in hierdie wêreld? Geld, materialisme. U werk om geld te kry. Openbaring 18 gaan lees dit so mooi deur. Hoe die mag van geld, dis al wat die hoervrou Babylon is die mag van geld. Dis nie 'n spesifieke organisasie op aarde nie, dis die kollektiewe mag van geld. Maak nie saak wat dit genoem word nie. En hoeveel organisasies is daar wat geld promotiveer en wat skatryk is nie. Dit maak nie saak wat se organisasies en klubs ensovoorts dit is nie. Dit gaan nie oor die kollektiewe mag van geld. Nou daai mag van geld is al reeds in die Christelike kerk. Is dit nie so nie? Dis die beeld. En dis wat hy sê, hierdie valse profeet, maak 'n beeld vir die dier, 'n beeld vir die wêreld. So die mag van geld is so groot in die Christelike wêreld, dit praat so hard, deur die verkondiging daarvan, dat Satan in die tempel van God sit. Wat is die tempel? Die individuele mense wat die Here dien en voorgee dat dit God is, die evangelie van waarheid. Nou word hierdie beeld verhef. So wat gebeur nou? Nou kom daar 'n las. En as jy nou mooi dink aan die voorspoedsbediening. Jy moet jou 10de gee sodat God jou kan seën. Terwyl die Here sê kom verniet na my toe om verniet by my geestelik te ontvang. So nou moet jy jou 10de gee om geseën te wees. Nou gooi jy jou geldjie in die kerk in, nou kry jy finansiële moeilikheid, nou is die las op jou. Ek gee nie genoeg nie. Dan gee jy volgende week meer. So jy moet nou met jou beursie kerk toe gaan. So die las, die finansiële las raak al hoe swaarder en swaarder. Dan word daar vir jou gepreek, jy het nie genoeg geloof nie. As dit nie werk nie, dan is daar nou al hierdie ander dinge wat begin bygevoeg word in die Christelike kerk. Allerhande fieterjassies en dinge en verklarings en eise en allerhande goed wat gemaak word, wat laste net bysit en bysit en bysit. Maar om te dink, Here, ek het 'n finansiële verpligting, maar ek kan gee soos wat my voorspoed is. En as ek nie kan gee nie, kan ek nie gee nie. Dis hoe eenvoudig dit is. Sonder die belofte van vleeslike seën. Maar wanneer 'n mens jou verpligting doen, is daar vrede in jou hart. Is dit nie so nie? So ek wil u aanmoedig vanaand. Kom ons raak ontslaaf van hierdie las. Dalk is daar nog iemand wat nog so 'n bietjie met 'n gedagte so aansleep, of dalk hoor jy vanaand vir die eerste keer iets. Vat die vrymoedigheid en gaan na die Here toe. Dan sê ek verstaan vanaand iets. Dan gaan lees jy so 'n bietjie in 1 Timoteus 6 wat hy sê, hulle wat geld begeer, het afgeval van die geloof. So wanneer 'n mens finansiëel baie het, is dit geen bewys van geloof nie. Anders te sê dit vir my, elke persoon wat in die wêreld is, wat ryk is, het geloof in die Here, wat glad nie so is nie. Is dit nie amazing om dit so te verstaan nie? Dit is net goddelik, né? Nou, volgende ding wat my nogal getref het, is hierso in Galasiërs 6 met die Bybelstudie. En ek wil dit gou graag met u deurpraat en deel. Dis is spesifiek vers 7 en vers 8. Kom ons lees so 'n bietjie daarso. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal in die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. Nou moet jy 'n bietjie watertjie drink hierso. So kom ons kyk gaan na hierdie skrifgedeelte en wat my getref het. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Nou toe ons veral so in die Engels deurlees en ons al 4 sit so om die tafel en ons begin ons gedagtes so deur te praat. Ek sê vir jou, jy raak koud tot in jou wese, tot in jou siel.
Wanneer 'n mens moetswilliglik besig raak met dinge van die vlees, wat gebeur? Jy begin God 'n bespotting van God en die evangelie te maak. Want ons moet in die gees saai. Ons moet nie in die vlees saai nie. Nou wat is hy vlees saai? Ek praat nie nou van jou daaglikse val en opstaan nie, maar dit moet al klaar 'n mens tot nigterheid bring. Want baie keer 'n mens wat ons sê ons swakhede, baie keer daai swakhede is eintlik moetswillig, Here, ons wil nie eintlik daarvan ontslaa raak nie. En alles wat sonde en vleeslik is, het sy dit nou moetswillig of swakheid of wat ook al, is teen God se woord en heiligheid. Nou wanneer 'n mens by die punt kom om moetswilliglik besig te raak met vleeslike dinge en lering in God se woord te staan wat die waarheid is, dan begin 'n mens met God te spot, 'n bespotting van God te maak. Hy sê, God is not mocked. Sonde wat ons doen, mock God. En dit het so diep in my hart gepraat. Dink ek, Here, as ek sondige dinge doen, is ek besig om die evangelie van U 'n bespotting te maak. Want die Here het my vrygekoop uit die sonde, uit die ongeregtigheid uit. Hy het my los kom maak. Nou is dit amper asof ek God begin terg, deur moetswilliglik in vleeslike drange te lewe. En dit het ons toe ons hierdie so deurpraat, ons het vir 'n ruk doodstil gebly aan sy tafel. Dink ons, Here, hierdie praat diep in ons harte. Dan dink jy 2 keer, voordat jy of weer terugval na ou gewoontes toe, sondige gewoontes weer opdiep, uit moedeloosheid het weer sondige gewoontes gaan ophaal en weer daarin gaan leef. Dis 'n bespotting met God. Dit is waarom hy later sê, hy wat terugval, is besig om die bloed van Jesus Christus, waardeur hy gered is, te vertrap. En ek besef, hier lê byvoorbeeld 'n naweek voor, wat hulle ons nou noem die Paasnaweek. Nou is hierdie tyd, is die Christelike wêreld so begeester, dis nie eens waar nie. Daar word kampe gehou, uitreike gehou, vroue, veral die vroues op die voorgrond in hierdie saak. En is allerhande begeesterde, nie ware, woord gebaseerde byeenkomste nie. En ek wil vandag u nie waarsku in 'n lelike manier nie. Ek wil u aanmoedig, bly weg uit dinge uit. Dis leuns wat God bespot. Die vroue dra krone en jy is 'n kroon, dan word hierdie beeld verhef. Die groot ding, daar's allerlei beelde, die kroon word op die vrou se kop gesit. Daar's 'n kroon op 'n stoel, daar word daar voor neergebuig. Dit is koordanse, dis vlaggies swaai, dit is al hierdie snaakse goeters. Ek wil nie eens alles noem nie, daar's net te veel. Jy kan dit eien. Daar's nie iets van 'n Christus Paasfees en 'n wêreldse Easter nie. Dit bestaan nie. Nêrens in die woord van die Here word ons geleer om hierdie, wat hulle noem die Paasnaweek wat voorlê, te doen soos die Christene trek Joodse klere aan. Hulle eet ongesuurde brode, eet lamsvleis. Jy sê dan, deur jou gewoonte, jy kan nie Ou en Nuwe Testament vermeng nie. Jy kan dit nie doen nie. Ons ken Christus nie meer na die vlees nie. Ons ken hom na die krag van sy opstanding. Dis hoe ons die Here Jesus Christus ken. So as jy uitgenooi word na so iets, jy hardloop, as jy uitgenooi word na so 'n kamp, jy cancel hom. As jy klap betaal het vir hy kamp, verloor daai geld en wen jou siel. Jy kan God verloon en gaan bespotting maak van God hierdie naweek. Moet dit nie doen nie. Die Here praat met ons oor hierdie sake. Bly weg. Die woord van die Here sê ons vereer nie meer hierdie dinge van die wêreld nie. Dis eerste beginsels van die wêreld. Dis leringe van duiwels.
As jy daar gaan sit, sit jy onder 'n lering van 'n duiwel, valse profeet, wat die beeld van Satan skep onder die naam van Jesus Christus. Die duiwel doen hom voor as 'n engel van die lig. Geen wonder sy bedienaars doen presies dieselfde nie. Hulle trek net finansiële voordele uit jou uit. Dis al. Ons ken hierdie goeders. Dis 'n begeesterde besigheid. Mense kry vlerke. Word vlerke op hulle gesit. Ek weet nie, my hart is benoud. Ek kan nie die erns in woorde vanaand oordra nie. Ek bid dat God se gees u sal oortuig. Dat jy uit die hel uitgeruk sal word. En as jy voel, ek praat 'n storie, bel my na die tyd, ek sal in detail alles met jou deurpraat. Ek kan nie in detail alles nou oor die lig praat nie, ons het nie tyd nie. Maar ek kan vir jou sê, daar's nie iets soos 'n Christelike Paasfees wat nie deel is van 'n heidense saak nie. Nêrens word ons, en as jy dit doen, sê jy Christus het nie gesterf nie. Alhoewel jy dit met jou mond sê, jou dade, die woord van die Here sê, hulle sê dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. Hierdie kan wel die heel laaste waarskuwing wees. Moenie God gaan bespot nie, moenie die bloed van Jesus Christus gaan vertrap nie. Nagmaal word gebruik buite konteks, spesiaal oor hierdie naweke. Moenie aandeel, moenie sê ek gaan daar sit, maar ek gaan nie nagmaal gebruik nie. Die feit dat jy gaan, is jy klaar onder die oortuiging van die anti-Christus, die Satan homself. Jy is besig met daai beeld. Jy maak dat daai beeld kan praat. En die woord van die Here sê, hy wat die beeld aanbid, of die merk vat, sal nie die koninkryk van God ingaan nie. Daar is nog geen, die mens is gebrandmerk in sy gewete. Daar sal eventually 'n fisiese merk kom. Maar die beeld word klaar aanbid deur kinders van die Here. Of wat sê hulle is kinders van die Here? So broers en susters, kom ons bly uit hierdie ding uit. Die evangelie van Jesus Christus is maklik. Moenie in hierdie laste gaan betrokke raak nie. Moenie in hierdie begeesterde goeders gaan betrokke raak nie. Want God oordeel self. Amen. En sy woord is daar. So ons loof die Here. Wat vir my ook nou nogal mooi uitgestaan het, vandag toe so weer lekker gesels het met Joey, het hierdie nou weer opgekom, en ons het dit so op plekke met mense gedeel. Dit is nou vers 6 van Galasiërs 6. Vers 6 van Galasiërs 6. Kom ons lees gou so 'n bietjie daar. Kom ons lees gou vers 6 van Galasiërs 6. Ja, die besluite wat ons maak. Ja, dit is so. En as mense goed op Facebook en goed share, moet dit nie eens kyk nie, moenie eens daar praat nie. Veer dit af, skit dit af, sit Facebook af, gaan aan met jou lewe. Moenie gaan betrokke raak in hierdie dinge nie. Moenie bemoeisiek raak nie. As 'n mens bemoeisiek raak, raak jy outomaties praatsiek. Goed. Maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel met alle goeie dinge aan hom wat onderwys gee. Nou hierdie het ons nogal redelik deurgetrap onder mekaar. En hierdie is so bemoedigend om te dink, ons ontvang uit die woord uit lering. So daar's iemand wat ons leer. Nou sê hy, jy wat geleer word, moet ook dit wat in jou hart deel. Wat in jou hart is, deel met die een wat jou leer. Want wat gebeur is, as u vir ons terugvoer gee, as u dinge met ons deel, dit gee ons ook sekerheid. Dit gee ons ook partykeer die vermoë om dinge duideliker en makliker te stel. So wanneer ons van u af terugvoer kry, dan kan ek myself ook dink, okay, hierdie persoon verstaan dit nie reg nie, want of ek praat onduidelik, of ek kan dit net op 'n ander manier stel, dat dit meer duidelik kan wees vir die persoon, en dalk verander in die toekoms as ek weer oor iets praat. So kyk hoe bemoediging is dit, kyk hoe aanmoediging is dit. U wat lering ontvang, deel dit ook met my en Karen wat ook lering gee.
Is dit nie amazing nie? Sodat ons ook kan hoor, wat is u verstaan van die evangelie? Hoe verstaan u dinge in jou geestelike lewe? Het gaan nie oor, jy moet 'n boodskap voorberei nie. Ek verstaan hierdie man net so, en dit is my net so lekker, en net lekker gesels, sodat ons ook versterking, bemoediging en aanmoediging kan kry. Daar is van u wat dit al reeds doen, maar vir die wat onvrymoedig is, die wat nog nie daai moed by mekaar geskraap het nie, ek wil jou aanmoedig. Kom as jy na 'n boodskap soos vanaand, jy dink dit so 'n bietjie môre of vanaand of wanneer ook al, wil jy so 'n bietjie terugvoer gee en sê, "Ja, Stanley, ek het nou hierdie so en so verstaan. Is dit reg? Het ek dit so? Het ek die regte konsep hierso weet?" En wanneer jy dit so kan deurpraat, as jy dan in die wêreld daar buite dieselfde boodskap gaan uitdra, dieselfde woord gaan uitdra, gaan dit op 'n wyse, insiggewende, verstandige manier ook kan uitgaan na ander toe. Dan gaan ander jou ook beter verstaan. Is dit nie so nie? Is amazing. Ek sê baie keer, as jy die wêreld leer, die wêreld kom net met 'n lelike manier terug, maar dan verstaan jy ook, okay, ek moet nou uitsorteer. Maar ons is kinders van die Here. Deel met ons wat in jou hart is. Dis net amazing om dit te weet. So ons prys die Here ook daarvoor. Dit is ook nou so 'n vers wat vir ons so lekker uitgestaan het. En dan wil ek nou afsluit met die volgende gedagte in Efesiërs. Ek het nou so in Efesiërs vandag, terwyl ons in die kar gery het, op 'n stadium so 'n bietjie hier deur gelees. So as ons op die pad eers 'n bietjie kans kry en ons kom weer by 'n punt uit, dan sal ons weer die Bybelstudie en so aan doen. Maar as daar nie 'n Bybelstudie is, jy weet die vorige dag was so 'n bietjie druk geweest. Ons kon ook nie daarby uitgekom het nie. Maar kom ek lees gou hier so Efesiërs 1. Ek gaan lees vers 3. Eers vers 3, dan gaan ek oorspring na nog 'n vers en nog 'n vers. Kom ons lees gou Efesiërs 1 en ek gaan lees vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Wow. Efesiërs 1 vers 3. Ons is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Dit is waarom ons Christus nodig het. Is om daai geestelike seëninge te kry. Waar is die geestelike seëninge? Is in die hemele. Waar is Christus? In die hemele, nie meer op aarde nie. Nie meer in 'n voorstelling van 'n kruis of 'n babietjie in 'n krib of wat die geval ook al mag wees nie. Dit is al ou kultiese simbole. Ons raak besig met die ou kult, ons besef dit nie eens nie. Goed. Nou sê ons is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemele. Goed. So dit is heel eerste, dit is die doel van God se seëninge. En die feit dat ons in Christus is, gaan oor geestelike seëninge. Right? Wat het ek vir julle vroeër gesê? Christus was die slegste besigheidsman. Gee sommer sy geldbeurs vir die skelm. So wat het hy ons kom leer? Hy het ons kom leer oor geestelike seëninge in die hemele. So dis waar ons daar moet uitkom. En hoe kom jy daar uit? Deur die Here Jesus Christus. Wow, is dit nie amazing nie? Kom ons spring gou oor na vers 7 toe ook. Vers 7 ook nog steeds van Efesiërs 1. Voel altyd of daar soveel groei is met die roadtrips. Prys die Here man, dis wonderlik. Halleluja. Kom ons lees ook net vers 7 hier in Efesiërs 1. Dit is so lekker aanmoedigende skrif ook wat nou aansluit natuurlik by vers 3. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Wow. Die seëninge is mos die rykdom, né? Dis daai oorvloed wat almal wil hê. En kom ons lees gou vers 8 ook. Jammer, ek het net gesê vers 7, ons lees sommer vers 8 ook. Wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Goed. So die oorvloed is die oorvloed van genade, die verlossing deur sy bloed. Hoe neem jy sy bloed aan? Nie net om dit verbaal te verklaar nie. As verlossing vergifnis van sondes teweegbring, is daar 'n praktiese daad wat uitgevoer moet word. Ons moet verstaan, geloof is werke. Geloof is nie iets passief nie. As ek glo, God kan my sonde vergewe, dan moet ek in die Bybel begin lees, hoe kry ek vergifnis van sondes? Nou ongelukkig, baie mense glo omdat Jesus gesterf het, sy bloed gestort het, is ek outomaties vergewe.
Dan word daar so 2 of 3 verse heeltemal uit konteks aangehaal. Wat van Johannes 1 vers 1 en 1 Johannes 1 vers 9 en 10 en Johannes 2 wat sê, hoe kry jy vergifnis van sondes? Is deur die belydenis daarvan. Wat is belydenis? Jy gaan na die Vader toe, teenoor wie bely jou sondes? Gaan lees 'n bietjie 1 Johannes 1 vers 9 en 10 en dan 1 Johannes 2. Jy bely jou sondes teenoor die Vader deur Jesus Christus. Dis wat hy sê, ons het 'n voorspraak by die Vader, naamlik die Here Jesus Christus. Nie dat Jesus daar outomaties is en ons is nou outomaties vergewe nie. Ons gaan na die Vader toe, deur Jesus. Dis wat hy sê, die voorspraak is Jesus, so ons gaan deur Jesus. Hy is die middelaar, hy het die prys betaal, hy het die offer betaal. So nou vra ek vergifnis. Goed? As ons kyk die verlore seun, hy het vir sy pa vergifnis gaan vra. Psalm 32, hy het vergifnis gaan vra. Ons lees op plekke in Spreuke ook. Hy wat sy sonde bely en dit laat staan. Bely en laat staan. Die hele Ou Testament is deurspek. Dit was die doel van die offers, was 'n optrede. Ek glo God kan my sonde vergewe. Daarom vat ek hierdie offer na die priesters toe, dat hulle vir my kan offer en so kry ek vergifnis van sondes. Hulle het ook die daad by die woord gevoeg, by die geloof in hulle hart. As ons kyk die Johannes die Doper, Markus 1, hy het die doop van die bekering tot vergifnis van sondes verkondig, hoe die mense vergifnis gekry, hoe het hulle self bekeer, dan is die volgende vers sê vir ons, hulle het hulle sondes bely, en dan lees ons in Handeling ook, hoe die mense hulle dade bekend maak, hulle sondes bekend gemaak het. Die oomblik as jy van harte jou sonde bekend maak teenoor die Vader, jy roep uit teenoor hom, deur die Here Jesus Christus, dan alleenlik ontvang jy vergifnis. So as jy glo jy kan vergifnis ontvang, moet jy dit bely. Die optrede, die geloofsdaad is wel die belydenis van die sondes. Jy sien dit nie met jou fisiese oë nie, maar omdat jy die woord gehoorsaam is, kry jy vergifnis van sondes, dan kan jy dit aanneem. Is dit nie amazing nie? Dis die oorvloed van genade, dis die bloed van Jesus Christus wat dan in werking kom in ons lewe. Kom ons kyk gou hierso na vers 18, ek net gekyk van waar of kan ek lees, vers 15 tot 18. Kom ons lees vers 15 tot 18 ook. Dis waar nie 'n lopende sin, partykeer is my moeilik om so halfpad in te val. So kom ons lees net die volledige sin daarso eintlik, of gedagte. Dit is Efesiërs 1 van vers 15 tot en met vers 18. Van vers 15 tot en met vers 18. Sê daarom van dat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee, verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Wow! So dit is waar dit gaan. As kyk na die gebed, wat Paulus vir hulle bid, dit gaan oor die wysheid en die openbaring en die kennis van hom, verligte oë van ons verstand, sodat ons kan weet wat is ons roeping. Wat is julle roeping, broeders? Julle is nie baie wyse na die vlees nie. Julle is nie baie verstandiges nie. Julle is nie magtigers nie. Julle is nie die edeles nie. Maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. En hoe is dit? Om die beste ingenieur te word? Nee. Om die beste onderwyser te word? Nee. Die beste dokter? Nee. Dit gaan daaroor dat jy evangelie kan verkondig in die wysheid van God. Al is jy ongeletterd en ongeleerd in hierdie wêreldse oë, soos wat die apostels wel was en die Here Jesus ook. In die wêreld was hulle ongeleerd, hulle was onwys, hulle was dwaas. Maar wanneer hulle die woord verkondig het, was dit die krag van God, dan tot die wyse persoon word beskaam. Die koning word beskaam. As ons kyk na Paulus se gesprekke met die koning, die koning, as hy bedien het, dan het God hulle in hulle harte gegryp oor die krag wat hy mee bedien het, want hy het verstaan, dit gaan oor verlossing, die rykdom van die innerlike. Nou, dis die beeld van Christus wat in ons gestalte moet kry. Dis nie die wêreldse beeld nie. Die beeld van Christus is 'n nederige, sagmoedige hart.
Dis die beeld van Christus. Dis die beeld van die diensknegt. Dis die beeld om die minste te wees. Dis die beeld van Christus, wat 100% teenstrydig is met die beeld wat nou in die Christelike wêreld is en verkondig word. Is dit nie so nie? En dit is amazing om dit te verstaan. En dit is die rykdom van God. Dis ons erfdeel. Maak vir jou skatte bymekaar, wat mot of roes nie kan verniel nie. As hierdie wêreld op 'n einde gaan kom, dan sê dit, niks in hierdie wêreld is belangrik nie. Maar onthou net, jou hart is geestelik, jou siel is geestelik, die woord is geestelik, Jesus is geestelik, die engele is geestelik, die rykdomme van God, die verlossing, die bloed in Jesus Christus is geestelik in jou siel, en wanneer jy dit daar ontvang, dan manifesteer dit in jou vlees en die vrug word gesien en ervaar deur jouself en ander rondom jou. Maar as die hart nie verander nie, gaan die uiterlike nie verander nie. Dis wat Jesus gesê het, die hart moet verander, sodat die dade kan regkom. Ons probeer die dade regkry, maar omdat die mens homself nie wil bekeer nie, omdat die mens homself nie wil onderwerp nie, omdat die mens hierdie gestalte van 'n diensknegt wil aanneem, deur te gaan bely voor God, heel eers jou hart vir die Here te gee, tot wedergeboorte te kom, jou ingrypend te bekeer, sodat die Vader jou daai wedergeboorte kan skenk nie, omdat die mens nie bereid is om daai vernedering te ondergaan nie, en net wil aangaan met die evangelie as 'n goeie Christelike mens, moet daar 'n ander beeld wees wat jou opwek, en wat jou in stand hou, en wat jou aanmoedig. En dis 'n swaar beeld, want jy moet hard werk om daai beeld op te hou. Maar die beeld van Christus is nederigheid, reinheid, waarheid. Dit kom deur die verlossing in die Here Jesus Christus. Is dit nie amazing nie? Vader, laat U wil geskied in die hemele soos op die aarde. Wat is die wil van God in die hemele? Dink vir een oomblik daaraan. Jesus het die wil van die Vader kom doen. Hy sê vir die ryk man, verkoop, raak ontslae, raak ryk in my. En ons moet dit kan begryp. Anders is ons besig met die beeld van die wêreld, en wanneer ons daai evangelie verkondig, dan praat daai beeld, so ons gee 'n gees aan daai beeld. En wat sy gees is dit? Is die gees van die antichrist, die gees van die wêreld, wanneer ons 'n verkeerde evangelie uitdra. Ja, prys die Here, dit is 'n dingetjies wat ons al so met almal gedeel en praat het tussendeur, is om so 'n nuwe gedagte saam met U, en ek glo en vertrou U het so 'n bietjie bemoediging en aanmoediging gekry vanaand, en dat U ook die pad kan stap in volharding. Nederigheid het geen las nie, dit is so, nederigheid het geen las nie. Nederigheid laat homself nie geld nie, wil nie aansien, die Here sê ons is onverdienstelike diensknegte. So mense het werklik waar van harte kan begryp, dan val daar soveel laste af. Doen net wat jy moet doen. Doen net wat jy moet doen. Amen. Prys die Here. My vrou, is daar ietsie wat jy wil? Ja, ons moet almal aanmoedig. Ek het dit nou ook daar gesê dat niemand met onvrymoedig voel op die pad om met ons te praat en Ja. hulle mag nie, en hulle moet nou agter. Yes. Hulle moet aan een kant kom dat ons met ander mense kan Yes. nie. Want ons wil graag praat en ons sal antwoord en ons sal uitsorteer en ons wil hoor. En hy Yes. vriendelike gesig in die oggend wat ons groet en sê sterkte, dis 'n heerlikheid. Yes. So asseblief, terwyl ons op die pad is, moenie dink U mag nie met ons praat nie. As ons natuurlik nou by 'n spesifieke persoon is, dan deel ons met daai persoon, maar ons het 3-4 ure op die pad, en die aande kan ons ook so 'n bietjie met U gesels. Sodra ons 'n oombliekie het, gesels ons lekker met U. So moet asseblief nie daai boodskappe ophou nie. Moenie terugtrek nie. Moenie dink ons is nou te besig vir 'n ander siel nie. Onthou net, jy is deel van my gemeente. Jy is deel daarvan. Toe ek nou lees in Johannes 17 ook lees net ter afsluiting hoe Jesus gebid het vir sy disippels en hoe hy verantwoordelikheid aanvaar het vir sy disippels. Hy sê, Vader, almal wat U vir my gegee het ek in U naam bewaar. Almal wat U vir my gegee het. So hy het hulle gekoester. Dit was sy verantwoordelikheid. Nou, jy moet verstaan, jy is my verantwoordelikheid. Amen. En as jy nie met my praat nie, en ek weet nie waar is jy nie, dan kan ook jy nie bystaan en help en uitsorteer en net lekker gesels. Partykeer gaan dit net oor lekker gesels. Verhouding.
lekker gesels. So asseblief moenie ding, en as ons nie na jou toe terugkom nie, weet net, ons is dalk mee besig, wag maar net geduldig, ons gaan jou antwoord verseker en met jou ook gesels. Mag jy 'n wonderlike aand hê, mag jy geseënd wees, dankie vir julle gebede, en as jy die wil van die Here is, môreoggend val ons vroeg in die pad, op pad Dellery wil toe, dan na Cynthia toe, en ons glo en vertrou, dat die Here ons weer ook daar gelyk sal maak. Amen. Mag julle 'n lieflike aand verder hê. Lekker is, lekker slaapies. Bye bye.